alive, 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 well, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive, well, sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Alive, 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 my Jesus is alive, alive, forevermore. Alive, 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 my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. All your hope and love, your wonder, faithful, different fall. If you sing and roots and mountains, mountains stop no fire. Singing, singing, sing that song. Big praise, I put it on. But praise still a golden and evil in water. Singing, singing, sing that song. Big praise, I put it on. But evil couldn't sing for sight and Lord. So you still a golden and the evil ain't no power. The broken beauty, Nazi's dead. All sex and God. Singing, singing, sing that song. The big price I put them on. But I is still a golden and evil in water. Singing, singing, sing that song. The big price I put them on. But the evil couldn't stay for sight and Lord. Oh, Sunday, say golden, and they look for some old song. It's sorry, and he wouldn't block, someone who say none. Singing, singing, sing that song, looking like they could enough. My praise is still a golden, and the evil in the water. Singing, singing, sing that song, looking like they could enough. Evil couldn't sing from faith and love. Singing, singing, sing that song. Big place I could enough. But they is still a golden and evil in water. Singing, singing, sing that song. Big place I could enough. But evil couldn't sing from faith and love. God's wondering may I lie, God's wondering may I walk the sea. May I open and prove these hearts like me true. God's wondering may I know. God's wondering may I lie, God's wondering may I walk the sea. May I open and prove these hearts like me true. God's wondering may I know. God's wondering may I God's wondering may I walk the sea. May I open and prove these hearts like me true. God's wondering may I God has come, wonder God has come, and He is my good, mighty love. God has come, wonder God has come, and He is my good, mighty love.
He touched me and made me whole. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that fills my heart. Something and I know he touched me and made me whole. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that fills my heart. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. He touched me. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that fills my heart. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Oh, he touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that fills my heart. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that fills my heart. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Amen. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, dankie vir die geleentheid wat ons vanmôre het om in U huis te kan wees. Dankie Here dat ons vanmôre die voorreg het om aan tot U 'n lofsang te kan sing, om U te kan aanbid. Dankie Here dat ons vanmôre nog die geleenthede het om ook kerkdere te hê. 'n Huis om na te keer sonder om te wonder, gaan iemand ons sien? Gaan iemand ons dalk toesluit? Vanmôre het ons nog die voorreg om U te aanbid in vryheid, Vader. Maar ons weet nie vir hoe lank dit nog sal wees nie. Ons kry steeds reeds media wat na ons gestuur word, waar die regering se beplanning is rondom kerk, Vader. En hoe hulle mag wil uitoefen in die huis, dan wil ek die kerkganger begin skud, Vader. Dan wil ek die kerkganger begin sê, word wakker, want jy slaap. Jy besef nie die uur waar ons is nie. Môre bid ek, Here, dat hierdie woord wat sal uitgaan, Here, dat U tot elkeen sal spreek, dit tot elkeen se hart sal bereik vanmôre, sodat U naam verheerlik kan word daarin, Vader. Ek gee myself oor, nie in die Heilige Gees, om te werk en te doen, net soos wat U wil. Vader, ek bid nou vir my liggaam waar die vyand probeer aanval terwyl ek hier staan. Probeer hy my stem roof. Vyand, jou leenaar, ek bestraf jou werke in Jesus naam en ek stel jou kragteloos.
Ek plaas my liggaam nou onder die bloed van Jesus. Geen aanslag teen my sal geldig wees en sal suksesvol wees nie. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. U kan die plek neem. Môre gaan met ek die deel rondom sy naam. Ons gaan terug daar in die Ou Testament in Eksodus hoofstuk 3 vanaf vers 14. Eksodus hoofstuk 3 vanaf vers 14, die tweede boek in die Ou Testament. As jy daar sê, amen. 14de vers, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy jou kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Die Here seën sy woord. Baie belangrik, wanneer ons kyk na name, wanneer ons kyk na name, dan is daar altyd 'n betekenis tog in 'n naam. Iemand wat vir hulle kind 'n naam gee, wil hê daar moet iets wees omtrent daardie naam. Ongelukkig soos die jare nou aangegaan het baie snaakse name begin inkom, ook onder die volk. Maar die interessantheid van die Jode, hulle gee 'n kind 'n naam wat 'n seën beteken, 'n blessing. Elke keer wanneer hy die kind se naam uitroep, of die kind roep, of met die kind praat, maak hy los 'n seën met daardie kind. En so sien ons dan ook, hoekom die volk van Israel so geseënd is. Want hulle het dit uitgeoefen en beoefen nog steeds vandag. Jy kry nie sommer volksvreemde name onder die Joodse nasie. Al die name wat daar is, het 'n betekenis. Maar vanmôre wil ek nie op die mens se naam fokus nie. Ek wil op God se naam fokus. Hy sê vir jou en my, ek is. En as jy die woord ek is gaan ontleed, soos ek nou met u gaan doen, dan gaan jy die groter betekenis verstaan vir wat het Jesus gesê, wat het beteken het, toe hy sê, ek is. Nou kort in my notas, Jesus het gesê, in antwoord op die Fariseëse vraag, wie verbeel jy jou is jy? Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug, dat hy die dag van my kom sou sien, en hy het gesien en was bly, volgens Johannes 8. Jy is nog nie eens 50 jaar oud nie, en jy het vir Abraham gesien. Geel net so 'n bietjie boos. Het die Jode toe vir hom gesê, dit verseker ek, julle voordat Abraham gebore is, was ek al. Ek is. Hulle het toe klippe opgetel, om hom daarmee te gooi, maar Jesus het aan die skuil van die tempel weggegaan. Die oproerige reaksie van die Jode teenoor Jesus sê, ek is, was 'n bekendmaking, en dit dui aan dat hulle duidelik verstaan het. Wat het hy verklaar? Dat hy homself gelykgestel het met ek is, titel wat God homself ook in Eksodus hoofstuk 3 vanaf vers 14 gee. Die Jesus bloot wou sê dat hy voor Abraham sy tyd bestaan het, sou hy nie gesê het, voordat Abraham gebore is, was ek al
Ek is nie die Griekse woord vir was in die geval van Abraham en is in Jesus se geval is heeltemal verskillend. Die woorde deur die Gees gekies maak dit duidelik dat Abraham in wording gekom het, maar dat Jesus van ewigheid af bestaan het. Amen. Johannes 1 vanaf vers 1 kan jy daar gaan lees. Dan verder ook twyfel die Jode het verstaan het wat hy gesê het en nie aangesien het en hulle klippe opgetel om te dood, omdat hy homself aan God gelyk gestel het. Hulle was baie kwaad hier. Want wie is hierdie man wat hom nou so kan vroom hou en kan sê hy is? Dis nie moontlik nie. En almal ken tog nou die godsdienstig is, dat dit vir hulle 'n vreeslike vernedering was, dat Jesus kom en hy staan voor hulle en sê, ek is. Verder sien ons hierso in Johannes 5 vers 18, indien so stelling nie waar was nie, was dit godslastering en die straf daarvoor, volgens die Mosiate wet, was die dood. Levitikus 24 vers 11. Jesus het egter geen godslastering gepleeg nie. Hy was en is God, die tweede persoon van die Godheid, gelyk aan die Vader in alle opsigte. Jesus het dieselfde prys. Ek is in 7 verklaringe oor homself gebruik. In al 7 kombineer hy. Ek is met 'n ontsaglike metafoor, waarin hy sy reddende verhouding teenoor die wêreld uitspreek. Almal verskyn in die boek van Johannes. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die ingang vir die skape. Ek is die goeie herde. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Amen. En hier sien jy baie duidelik hoe hierdie naam van God gelykstaande word aan Jesus. Dat hulle nie van mekaar afstaan doen nie. Dat hulle nie afsonderlik is nie. En hierdie Jode wat kon dit nie verstaan, hoe hierdie man kan sê, ek is. Jesus kom beklemtoon dit maar weer in die Nuwe Testament. Hy sê ek is. En verder in die boek Johannes het jy nou gesien. In hoeveel skrifverse word dit beklemtoon? Ek is. Amen. Amen. Verder loop met die deel, ek is wat ek is. Die Hebreëse woord Ia, Esher, Ia. Die eerste persoon vorm van die werkwoord is Haya, om te wees, wat altyd ewig is, voortgaande, onvoltooide aksie. Hy kan nie stop nie. Amen. Openbaring 1 vers 4 sien ons, die een wat was en wat is en wat kom, sê vir Israeliete, ek is Iaje, het hulle na jou gestuur. In vers 12 en 13 word hierdie woorde Iaje vermaal gebruik 4 keer. Met die herhaling word beklemtoon die skrywer die Hebreëse naam Yahweh ontstaan het, wat die Griekse vertaling as Kyrios, Here, weergee. As jy gewonder het wat Kyrios beteken, dit beteken Here. Amen. Om die naam van die Here eintlik te gebruik, het hulle 'n woordverandering gebruik om te verhoed dat die Here se naam eintlik gebruik kan word. In vandag se tyd word dit mos as 'n grap gesien om sy naam eintlik te gebruik. Amen. En hier kom hulle sê maar ons gaan 'n bietjie verandering bring om seker te maak sy naam kan nie eintlik gebruik word nie. En jy gaan sien hoe interessant hulle dit gedoen het. Met die herhaling beklemtoon die skrywer met die Hebreëse naam Yahweh ontstaan het,
wat nou die Griekse vertaling is Kyrios, wat die Here weergee op die grond van die Hebreëse woord Adonai, naamlik Here. Die Jode was bang om die naam van die Here eintlik te gebruik, en daarom het die Mosoriete later die klinker van die woord Adonai onder medeklinker Jahweh geplaas. Elke keer as hulle die naam Jahweh gelees het hulle dit Adonai uitgespreek. So het foutiewe naam dan ook ingesyfer, naamlik Jehovah. As jy nou regtig wil leer hoeveel keer die ek is vir God gebruik word in die Bybel, moet ons al die kere van sy naam, wanneer die woord Here gebruik word, bytel. 'n letterlike vertaling van Jesaja 52 vers 6 sê: Voorwaar, op daardie dag sal my volk my naam uit ondervinding ken. Voorwaar, ek is hy, een wat sê, hier is ek. Ensovoorts. Reeds in Eksodus 3 vers 12, 13, 14, het die Here gesê, ek sal wees met jou mond. Vergelyk ons met Eksodus 33 vers 19, waar die Here aan Moses verskyn het. En soos ek dit aan die genoem het in die boek Johannes, sê Jesus in Grieks, Ego Ami, ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur van die skape, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg en die waarheid, ek is die ware wynstok, ook net ek is in Grieks Ego Ami. En dit in Afrikaans vertaal ons, ek is wat ek is. En as dit is ek, daarmee vereenselwig Jesus ook met Yahweh, die Here. Amen. Sien jy hoe besonder is dit? Ek weet nie van wie van die geweet rondom hierdie. Ek hoop het iets geleer omtrent sy naam. En hoe versigtig hulle was wanneer dit gekom het by die gebruik van sy naam. Vandag, soos ek gesê het, word het so onligsinnig geword. Mense dink geen skaamte daar om sy naam eintlik te gebruik. En hier sê die woord van die Here, my naam naby jou kom. Amen. Ek dink van die Here, my boodskap van vanmôre oor ek is. Hy sê vir jou en my, hy is die brood van die lewe. Hy sê vir jou en my, ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur van die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Ek is die weg en ek is die waarheid. Ek is die ware wynstok. Hy is alles wat jy en ek nodig het. Jy het niks buite God nodig nie. Ons het hom alleen nodig in ons lewe, in ons daaglikse wandel. Want hy verklaar sy naam, ek is. Ek is jou geneesheer, ek is jou redder, ek is jou verlosser. Dis ek wat voorsien in al jou behoeftes, halleluja. Dis ek wat vir jou gee, die weg en die waarheid. Maar dan vind jy mense wat allerhande antwoorde gaan soek op ander plekke. Ander mense gaan soek hulle troos in 'n botteltjie drank, in 'n pakkie pille. Op ander plekke, toordokters. Omdat hulle nie, ek is ken nie. Want as jy geken het jy geweet waar jou antwoord lê. Het jy geweet waar jou voorsiening lê. Het jy geweet waar jou krag lê. Het jy geweet, dit is hy en hy alleen wat jou kan verlos, wat jou kan optel, wat jou krag gee, halleluja. Het is vastgevangen met die menselijke naam van 'n naam. Is maar net 'n naam. En sy naam is krag. Halleluja. Amen. En sy naam is lewe. En sy naam is genesing. En sy naam is redding. En sy naam is verlossing. En jou en my naam is daar niks meer as 'n naam. Amen. Maar ons kan nie
op daardie plek kom waar ons in versigtiging kan wees, wanneer dit kom by God nie. Wanneer ons dink, ons gaan maar so ligsinnig met ons lewe aangaan, ons gaan maar ligsinnig met ons sondetjies aangaan, ons gaan maar hierdie dingetjies doen wat ons dink, ons gaan maar doen, dis wat vir God aanvaarbaar, ons dink ons gaan maar vir God sê, ag, hy verstaan, hy weet tog mos maar wat ek bedoel, hy weet tog maar wat ek wil sê, ek wil vir jou sê, nee, hy het nie daai verstand wat jy dink, hy het nie, hy is, halleluja, en omdat hy is, kan hy nie ophou met die dinge van die wêreld nie, kind van die Here. Amen. Maar vanmôre vra ek jou, en wie is jou toevlug? Waar vind jy jou toevlug vanmôre? Waarheen hardloop jy? As jy antwoord soek. Wie is jou eerste? Een wie jy gaan raadpleeg? Wanneer daar omstandighede in jou lewe kom, wanneer jy by een of ander werksomstandighede sit, of in jou huwelik, of waar ook al in jou kinders se lewens, wie is dit wie jy gaan raadpleeg? So maklik laat ons ek is een kant, en ons gaan soek ons eie antwoorde op ander plekke, wat vir ons geen antwoord het nie, halleluja. Maar vanmôre wil ek die kerk van die Here terugbring na ek is. Ek wil vir jou sê, hy sê, ek is die Heer vir jou, ek is die antwoord vir jou, ek is die oplossing vir jou, halleluja. Hoe kan ons as kerk van die Here in sulke omstandighede wil vasbly, as ons weet ons aanbid 'n lewende God, halleluja. Maar ons kan hom nie eens behoorlik aanbid nie. Amen. Ons kan nie eens behoorlik op ons voete staan en sê, Here, ek wil U loof en U prys, omdat U naam bo elke naam geskrywe staan, halleluja. U was nog voor alles ontstaan het, U is die begin, halleluja. Hoekom kan ons hom nie aanbid, soos wat hy wil aanbid word nie, want jy het nog nie uitgekom, by ek is nie. As jy uitgekom het by ek is, dan sal jy vanmôre sê, ek spring voor die Here my God, ek loof my God, want hy is, halleluja. Daarom vriend van die Here, wil ek vanmôre vir jou sê, as jy antwoord soek op jou probleme, as jy antwoord soek op jou omstandighede, hy is die weg, hy is jou antwoord, hy wil vanmôre vir jou antwoord gee, hy wil jou vanmôre aanraak, hy wil jou vanmôre sy krag beklemtoon, halleluja. Maar ons, kind van die Here, moet erken dat hy is. In jou huis, gee jy hom nog plek, of het alles anders plek gevat, die televisie, boeke, forums, ons almal is skuldig, ek myself. Ons maak plek vir alles anders, as ek is. As ek is nie in jou huis is, dan is jy in die huis. En alles wat jy saam in die huis is. As God nie in hierdie huis is nie, is net ons in hierdie huis. En vir ons geen waarde. En ons maar huis toe gaan, Here besluit, op die bed gaan lê, op die bank gaan lê, op die mol gaan rond. Maar omdat hy is, wie hy sê hy is, wil ek opgewonde wees, om hom te aanbid. Ek wil opgewonde wees, om tyd saam met hom te hê. Ek wil opgewonde raak, wanneer ek weet, ek kan bid hierdie lewende God, halleluja. As jy gaan kyk na die ander nasies wat hierdie afgode aanbid, Islam is een, waag net iets sê oor daai dooie God wat hulle aanbid. Hulle wil jou vermoor. Is dit reg? Hulle wil jou vermoor. Ek en jy sal staan waar mense sê sy naam en uiterlik gebruik. En ons sal nie daai persoon sê, hoe dink jy my God se naam so gebruik? Weet jy nie dat jy die dood verdien nie? Volgens Levitikus. Besef jy nie dat jou misdaad 'n doodsvonnis beteken nie?
Nee, ons sal ons maar net stil bly. Ag, laat hulle maar praat soos hulle praat, is daar nie ek as jy praat nie. Amen. Die wat my ken, as jy my oor vloek, ek maak jou stil. Jy vloek nie my oor nie. Maar vloek daar waar jy kan vloek. Maar my oor moet vloek jy nie. My oor is nie ingestel vir mense se spat nie. My oor is ingestel om te hoor wat God sê. Maar mense, dink ons gaan maar vloek en te kere gaan. Dis maar net menslik. Want daar's niks mense daar nie, dis sonde. Dis vlees. Jy hoor wanneer sê, sit 'n wag oor jou mond. Want in hierdie tong, wat jy wil bid, en op 'n Sondag jy sing, wil jy die res van die week gebruik, vir jou wêreldse taal. Die duiwel kon nie tale praat, bewerkstellig nie, toe bring hy maar vloekwoorde, dat hy ook iets sê. Nou moet praat lekker die duiwelse taal, sonder 'n skaamte. Dis hoe ons klink. Begin jy in tale bid, man. Begin jy in tale praat. Jy kan nie in tale bid en praat nie, omdat jy die duiwelse taal in jou tong het. Maak jou tong vry. Dat God jou kan aanraak. En jou tong kan suiwer, want hy sê, my naam is na jou mond. En in die rek beteken dit, hy is by jou, die oomblik wat jy spreek. Sien ons God in daai posisie? Of gaan ons maar net aan, met ons ligsinnigheid, om God te aanbid, in vlees? En vanmorgen, is die Heilige Gees wat my in hierdie rigting vat, dit is nie deel van my boodskap nie. Maar laat dit so wees. As ek moet skit, sal ek skit. As dit ek jou kopie streel op wat duiwels vlaktes doen. Hel doen. Vanmorgen is my vraag aan jou, ken jy sy naam? Nie weet jy van sy naam. Ken jy sy naam? Moet ek pray, dan weet ek, dis God wat moet praat. Sal jy begin sidder? Maar ons is ligsinnig in God se huis. Ons is ligsinnig hoe ons hom aanbid. Oppervlakkig. Oppervlakkigheid is 'n toonbeeld van leesstoele. Want as jy sy naam geken het, was jy in God se huis. Het jy hom aanbid vanmôre? Maar omdat jy oppervlakkig is, kom jy nie na God se huis toe nie. Het jy 'n trap my agtergehouding ontwikkel? Om te dink, jy please my om kerk toe te kom. Jy please nie my nie. Ek gaan aan, dan moet ek vir 2 mense preek. Dan preek ek vir 2 mense. Jy gaan my nie stop nie. Ek sê ingestel op getalle nie. Jesus was nooit ingestel op getalle nie. Inteendeel, hy het gesien hoeveel kom aan. Dan vra hy hulle, dan word daai getalletjies min. Ons nodig ware aanbidders, die om God se huis. Want as jy hom lief het, sy naam, mag jy jou medebroer ook lief hê. Mag jy ook hom beskinne. Agter sy rug stories aandra. Op ware. Jy gaan wag voor jou mond sit en sê ek durf nie oor my broer of my suster praat nie. Of oor die pastoor. Bid vir jou pastoor. Dra hom op in jou gebed.
Want die vyand wil hom eers bykom. Hy sal nie maar om by jou uit te kom nie. Hy wil by my kom. Kom op die plek waar ons sê, Here, vanmôre kom ons op hierdie plek waar ons sê, ons erken die naam. Ons wil die naam aanbid, Here, met versigtinge, in vrees, en in waarheid. En niemand weet, wil in en uit nie. Kom ons word opreg met God, in ons handel met hom. Ek sê weer, en ek sê ons altyd oor en oor sê, was nie meer tyd vir kerk sê. Dis verby. Ek was redelik beïndruk toe in hierdie week Siener van Rensburg se gedeelte sien oor die Derde Wêreldoorlog, sonder dat daar nog getuienis en allerhande ander goed bygevoeg is. Die oorspronklike skrywe soos dit was, soos dit God vir hom uitgewys het. Dat Suid-Afrika die safe haven sal wees vir ander lande in die Derde Wêreldoorlog. Dat Suid-Afrika nie aangeraak sal word deur die Derde Wêreldoorlog. Dan onthou ek wat God vir my op die berg gesê. Hy het vir my gesê, hierdie land sal 'n veilige hawe wees vir baie ander lande. En daar het dit net bevestig. Al hierdie negativiteite wat ons praat oor Suid-Afrika, stop dit. Spreek sy naam uit oor Suid-Afrika. Wat aangaan in die parlement, wat aangaan, God sal met hulle deel. Bid, soos God se opdrag is vir die staatspresident. Dat hy kan gehoorsaam raak. En as hy nie kan gehoorsaam raak nie, sal God hom verwyder. Die ANC is beklemtoon hierdie week as die 17de sterkste misdaad georiënteerde organisasie, korrup, in die wêreld. God is besig om hulle tentoon te stel. Vir jare het hulle weggekom, maar God bring al hulle goed in die lig. En die wêreld begin kennis dra van wat hulle doen. Want hy sê in sy woord, wat agter toe deure plaasvind, sal hy op die daktoppe verkondig. En dis wat ons sien plaasvind. Bid vir jou land. Moenie verlang na 'n ander land nie. Moenie jou begeertes ontwikkel na 'n ander land nie. God het jou hier geplaas, omdat hy jou hier wil gebruik, omdat hy jou hier nodig het. Moenie laat die vyand 'n soeting voor jou neus hou en sê ek trek jou weg. Daar's beter geld, daar's beter dit. Hy wil jou mislei, kind van die Here. Ek het een probleem as dit God se wil is dat iemand in 'n ander land gaan bly of werk nie, dan maak seker, jy is op God se wil. Wil jy doen omdat jy beter lewe vir jou kinders wil gee, en vir iemand wil gee nie. Kom by ek is. Hy gee vir jou hier waar jy bly. In Suid-Afrika sal hy jou politiek seën. Ons moet ons gedagtes regkry met sy naam. Vanmôre is dit die boodskap wat ek hier gebring het. Ek is. Ken jy? Ken jy hom werklik? Kan jy vanmôre werklik sê, Here, ek weet wie my God is, wie ek kan maak. By hom is niks onmoontlik. Alle dinge is onmoontlik. Amen. Vanmôre sê jy sit, jy sê prediker, ek erken dalk. Here sê saam,
Ek erken vanmôre, ek is ook nie vertroud werklik met die naam nie. Ek kom met jou maar, omdat ek dit ken as 'n tradisie. Almal doen dit, nou doen ek dit ook maar. Maar vanmôre wil ek sê, daar is 'n besonderse naam, wat jy liefhet. Daar is 'n besonderse naam, wat jou raak sien. Daar is 'n besonderse naam, wat jou omstandighede wil verander. Daar is 'n besonderse naam, wat jou wil genees. Na in jou mond. Na in jou mond. Is ek, sê sy woord. Spreek dit vanmôre uit. Net daar waar jy sit. Spreek dit uit vanmôre. Sluit julle oë. Niemand kyk rond nie. Praat met hom. Sê Here, ek wil ook ontmoet hierdie naam. Ek wil ook deel hê aan hierdie naam. Ek wil ook hierdie naam koester in my lewe. Daar is geen ander naam as sy naam vanmôre. Hy is ewig, hy is vir altyd. Hy was en hy is en hy kom weer. Verwag jy hom nog, kind van die Here? Het jy nog 'n verwagting? As hy met sy oop arms vir jou gaan staan en sê, kom, my seun, my dogter. Lank het ek gewag vir hierdie dag. Het jy nog vanmôre daardie verwagting? As jy dit nie het nie, jy wegraak by ek is. Wil ek jou vanmôre terugbring na hom toe. Aba Vader, vanmôre bid ek, Here, waar ons weer bewus gemaak is van die naam. Wil ons eintlik vanmôre bely, Here, hoe ons hierdie naam misbruik. Hoe ons hierdie naam in 'n boksie pak tot Sondag. Ons hierdie naam saam ander dalk oorlag in ligsinnigheid. Vanmôre wil ons as 'n gemeente, Here, bid, Here, dat ons werklik by Actus sal staan in waarheid. U nooi ons vanmôre om U naam uit te roep. Na in U mond. Is nie. Dankie, Here. Ek hoef nie te loop vanmôre na 'n beeldjie toe, na 'n beeldjie te gaan aanraak en allerlei olies en goedjies aan die brand te gaan steek om te dink ek het iewers gekom by 'n lewende God nie. Ek het nie vanmôre nodig om 'n offer te bring, om een of ander gode op te wek om te kom luister na my nie. Ek het nie vanmôre enige ander ritueel nodig om toe te pas, om die aandag te kry nie. Na my mond is U. Mag ons, o God, U naam uitspreek met versagting in ons wandel en ons lewe. Vergewe ons, Vader, waar ons U naam misbruik, ydelik gebruik, in oneer gebruik. Ons bely dit voor U. En ons vra U om ons dit nader te trek. Elkeen wat vanmôre die woord gehoor het, hierdie woord, Here,
Dis my gebed dat U sal praat oor hulle sosiale media. Dat ook met hulle sal praat vanmôre. Oor die ligsinnigheid in U naam. Help ons, o God, om nie te fouteer nie, om aan U gehoorsaam te bly. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ons gaan sit aan die tafel, broers wat vraas, om te help, asseblief na vore kom. Broers, Gila sal vir jou wys wanneer jy vir my moet speel. Die tafel verteenwoordig ook sy naam. En vanmôre wanneer jy aan hierdie tafel sit, weet vanmôre, ek is die brood van lewe. Amen. Vanmôre wil ek hê, wanneer jy hierdie brood gaan neem, dat jy die brood van lewe eet. Met versigtiging. As jy sit vanmôre en jy moet regmaak met 'n familielid, iemand wat jou te nagekom het, maak eers reg voordat jy aan hierdie tafel kom. Spreek hy persoon vry. Want die woord van die Here sê baie het reeds gegaan, ontslaap, omdat hulle op 'n oneerbare wyse aan die tafel gaan sit het. Al wil dit kos vir jou vanmôre is om te sê, Here, vergewe my, ek spreek vry. Dis al. As niks daar verder verwonder. Maar moet dit nie doen met ligsinnigheid nie, maar met opregtheid, want God is die kenner van die hart. Ek lees in die woord van die Here saam in Matteus hoofstuk 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. Vader, ons neem hierdie brood vanmôre in geloof. Ons weet die woord sê, as ons nie deel het aan die tafel nie, het ons nie deel aan die liggaam nie. Vanmôre wil ons deel hê aan die liggaam. Ek dank U, Here, vir U liggaam, wat uit mekaar geskeur is, vir ons sondes, vir ons ongeregtighede. Ons het verdien om aan daai kruis te hang. Nie U nie, Here. Maar vanmôre sê ons dankie, dat die tafel van genade vir ons daar is. En ons vanmôre aan hierdie tafel van genade kan deel hê, Here. Seën hierdie brood, Vader. Ons verklaar, U is die brood van die lewe. Amen. Die woord van die Here sê, nadat hy gedank het, breek hy dit. En hy gee dit aan sy disippels. En hy sê, neem, eet. Dit is my liggaam. Verder sê die woord van die Here, toe neem hy die beker. Abba, daar is krag in U bloed. Halleluja. Wanneer die wêreld wyn drink, raak hulle ligsinnig. Hulle ligsinnigheid kom al hoe meer na vore. Maar daar is 'n verskil tussen die wyn, die bloed van die Jesus. Hier die wyn, hier die bloed, was ons, rein van alle sondes. En vanmôre verklaar ek, Here, dat die krag van die bloed nog nooit sy krag verloor het nie. En sal ook nooit nie. Soos die liedjie sê, slegs 1 druppel bloed. Slegs 1 druppel bloed. Was nodig. En vanmôre, Here, is my gebed dat elkeen wat sal oplet vanmôre en sal neem hierdie beker sal weet, slegs 1 druppel bloed.
Ek gee al die lof en al die eer, Koning. Amen. Die woord van die Here sê, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit van hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed. Ek is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Vanmôre kan jy jou sondes laat wegwas deur een druppel bloed. En sê die woord, kan jy vlekloos voor hom staan. Al is jou sondes soos skarlaken, nogtans sal hy dit maak witter as sneeu. Amen. Vanmôre wil ek hê, wanneer jy die beker neem en die brood neem, verklaar sy naam. Verklaar sy naam. En vat oorwinning in daai omstandighede wat jy vasgevang is in. Of dit in die liggaam is, krankheid. Of dit finansiële stryd het wat jy het. Of dit op elke watter terrein dit mag wees in jou lewe. Vat vanmôre die oorwinning. In sy naam. Amen. Gee die kam vir ons speel. Dankie, julle kan bedien. We cry, worthy is the Lamb of God. We cry, worthy
We cry, worthy. We cry, worthy is the Lamb of God. We cry, worthy. We cry, worthy. We cry, worthy is the Lamb of God. We cry, worthy. David, die dit staan op die voete. We cry, worthy is the Lamb of God. Dan op haar ek staan die voete. Maar bid ons vanmôre. Is hy ek is in jou lewe? Is hy werklik ek is in jou lewe? Gaan hom aan bid. Halleluja. Dankie Jesus, halleluja. Dankie vir maar bid hom nie hastig raak nie. Dankie Here, ons kan weer. Soos hy ek is in jou lewe. Kan jy hom verklaar ek is? Kan jy vanmôre verklaar kind van die Here? Die tot gestaan, Here. Ons raak baie gou stil. Dit 'n bietjie tyd geword dat die kerk nie begin aanbid. Tyd geword dat jy weer sy naam uitroep. Bietjie tyd geword dat jy weer opgewonde raak as jy sy naam uitroep. Halleluja. Kom kerk van die Here. Ons eer en vanmôre, Here. Ek hou nie begrafnisdienste nie. Ek kan bid ter lewende God. Hy het my opgestaan. Die graf is leeg. Halleluja. Die swaarder om 'n steen, 'n swart steen op hulle, om en hulle raak mal in hulle kop, want hulle is besig met 'n bose God. Wat doen jy vir 'n lewende God vanmôre? Dankie Here. Hoe lyk jou lofprysing vanmôre? Ja, Here. Ons het een wat leef wat prys hom kerk vir die Here. Prys hom. Vriende, wat kom jy in ons sien? Wat doen nooit op ons prys? Here, mama se vere vende rama se piande. Re mama kira mama se vere se. Are mama kira mama se lianda. Era mama se migire kira mama kira mama do. Mama se migire kira mama se vende. Kana mama kira mama kira vende. Kushante re mama mama kana mama se vende. Mama se vende. Bani kinna mama se vende kana mama do. Kondo mama se vende mama do. Mama bani mama Masiate, Erraviate, Rivabondo, Masiate, Ranukeriando, Santurando, Ritarete, Masiate, Ravabondi, Ricaterani, Masiate, Gomono Saviato, Lulu Sivili, Kiribati Grande, Ravasivili, 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 di Mama Severe, Alleluia, Gorobo Savamanda, Devende, Nagno Montsei, Nagno Monta, Nagno Montan Panier, Nagno Montamora, Alleluia, Baba Savere, Gosha Baba, Gorobo Savere, Halleluja. Kom Heilige Gees. Kom voor vanmôre, Here. Kom aan die Vader vir hierdie kerk gebou. Here, raak aan jou aan. Here, ek bid vanmôre dat die saam van die Heilige Gees nou losgemaak word in hierdie huis. Ek bid dat die saam van die Heilige Gees vanmôre weer kom tot banke. Here, nuwe pas aanrakinge nou sal plaasvind onder die salwing van die Heilige Gees. Onder die naam ek is. Ek vra Here, herstel die kerk. Ek is. Ek vra Here, herstel die salwing van die Heilige Gees. Ek is. Halleluja.
Sy naam is Jesus. As jy verveeld raak in God se huis, wil ek vir jou sê, man, jy het geen verhouding met hom nie. Jy het geen verhouding met hom nie. Ek kan nie verveeld raak in God se huis nie. Ek kan nie, ek wil hom bid. Ek wil hom loof. Ek wil hom prys. Want hy is, halleluja. Hy is, halleluja. Hy is, halleluja. These mensen op een kettingjes. Ek sien duidelik my geestes ook. These mensen op een ketting vastgebrand is. God sê vanmorgen, ek wil jou losmaak. Ek wil die ketting breek vanmorgen. Maar verklaar my naam. Verklaar my naam. Verklaar my naam vanmorgen. Halleluja. Ons gaan weer vir jou nagmaal bid. Halleluja. Dankie Jesus. Ons gaan weer vir jou nagmaal bid. Hy is gebroken. Sy liggaam. Sy het mekaar geslaan. Sodat jy nie hoef met mekaar geslaan te wees. Môre wil ek jy met die liggaam weer neem. Amanda. In geloof. Vader, ek verklaar nou elke kwesplek, elke gebroken plek aan hierdie liggaam is 'n leuen van die duiwel. Halleluja. Ek spreek nou die genesende krag van ek is oor Amanda se liggaam. Bloedselle, ek roep julle op en ek beveel julle om te vermeerder van hierdie oomblik af. Bloedselle word sterk nou in die naam van Jesus. Neem sy wet. Vader, ek bid nou, wanneer sy hierdie bloed neem, ek is se bloed. Halleluja. Dat hierdie liggaam nou gevul word, bonatuurlik met die bloed. Elke liggaamslike bloed wat in Amanda was, word nou weggevat en vervang met Jesus bloed. Wat deur hierdie liggaam sal vloei, van 'n hoof tot op afsole, van hierdie oomblik af in Jesus naam. Ek verklaar jou werk en jou vyand is gebreek. Dis klaar. Oorwinning in sy naam. In sy naam. Ek wil hê Amanda moet kom sê, ek is dankie vir my genesing. Ek vat dit. Amen. Ons sal die getuienis hoor. Amen. Halleluja. Amen. As daar nog iemand is wat gebed nodig het, ons bidkamer se deure staan oop. Moet nooit twyfel. Ons gaan bid saam met jou daar. Maak gebruik van daai bidkamer, dit van die Here. 'n Bidkamer is 'n spesiale plek in God se huis. Ons moet daai kamer weer uitsalf. En dis van daar waar God werk. Dan binne toe. Amen. 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 Ek hoop en ek vertrou hierdie woord was vir julle geseën. Bietjie eina was, of waar dit ook maar so. Ten minste weet ek kan die hemel maak. As dit ek jou oortjies vir jou streel en jy gaan help. Baie dankie vir elkeen wat opgekom het. Ek wil julle herinner aan ons paaskonferensie. Die wat weggaan, ons verstaan. Die wat nie weggaan nie. Ek wil jou sien. En my familie, dit wat nie wil kerk toe kom nie, hy backsliders. En al die backsliders en sê, kom saam met ons. Nie by ons kerk aan te sluit nie. Kom hoor God se woord. Nie kom hoor by die pastoor of die predikers wat gaan preek nie.
Om hoor wat sê God. Om hoor wat die boodskap wat God vir jou inhou. Baie dankie vir die wat daar gaan kom. Here seën U daarvoor. Ek voel ons moet in hierdie gesindheid van die Heilige Gees net ons hoofde sak en elkeen net dankie sê en dan stap jy die kerk uit. Ek gaan nie offisieel afsluit en doen nie. Kerkraad net vanaf agterbly asseblief. Kom ons sluit ons oop. As jy klaar is, kan jy jouself verdaag. Vader, ek wil ons prys. Dankie Here dat dankie dat U Halleluja. dankie dat ek is vir ons Yes, dankie. Halleluja.